Ek sê jy is op die beter alternatief en ons is hier regstreeks vanaf Stellenbosch Golfbaan vir Laerskool Stellenbosch se Golfdag. Trots om aan te kondig dat Meridian Realty die hoofborg van hierdie besonderse dag is en saam met my in die boktrok het ons vir Antoni Goosen. Goeiemôre Antoni. Môre, dis baie lekker om hier by julle te wees. Dis lekker om hier te wees. Luister, wie is jy? Stel jouself net bietjie voor aan luisteraars gou. Wel, ek is die stigter en prinsipaal van Meridian Realty. Okay. So ja, vir die laaste 21 jaar in die eiendomsbedryf, eintlik al 'n bietjie langer is dit. Konnoisseur, né? So vertel ons bietjie meer van Meridian Realty. Wie is julle en wat doen julle dan nou? Weet jy, ons is 'n nasionale eiendomsagentskap. Heeltemal nasionaal nie, maar ons is in Wes-Kaap, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Noordwes en die Oos-Kaap op hierdie stadium van die wedstryd. En ons sit met 'n span top eiendomsagente. Ons een van die dinge wat ons regtig diferensieer is die feit dat ons baie selektief is in terme van wie ons aan boord bring. So ons het so 'n span van so 190 agente op hierdie stadium van die wedstryd wat kyk na ons kliënte. En dan wat ons ook anders maak is ons het 'n hele in-house bemarkingsspan, administratiewe span, fotograwe, editors. So ons doen alles om vir ons kliënte die beste blootstelling van hulle eiendom te gee. So dis 'n groot mylpaal. Julle vier julle 20ste jaar in die eiendomsbedryf. So wat het oor die jare die meeste verander dan in die industrie? Ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink jy weet toe ek begin het destyds in eiendomme, toe was dit letterlik nog advertensies in koerante. Foto's was nog geneem. Op billboards, sulke goedjies, ja. Ja, daar was ek onthou daar was 'n tydskrif met die naam van Property Trader. Hy het elke week uitgekom en in hom het 'n ou dan gaan kyk na wat is in die mark. So daar was baie minder toegang ook tot data. Dit is, jy weet, agente was kenners in hulle spesifieke areas en velde en 'n ou moes baie keer na hulle toe gaan omdat hulle toegang tot daai inligting gehad het. Vandag is daar baie meer inligting oor die algemeen beskikbaar en 'n koper of 'n verkoper daar buite kan baie bronne gaan nader om te kyk wat eiendomme voor verkoop en werd is ensovoorts. So ek dink die rol van 'n agent as 'n adviseur het baie verander oor die jare. Well, jy moet verander met die tye. I mean, you have to keep up with keeping up, you know. Definitief. So watter prestasies of mylpale is julle besonder trots op dan? Ons het nou 2 keer deelgeneem aan die International Property Awards wat 'n baie besonderse kompetisie is. Dit word deur 'n paneel van, ek praat nou onder korreksie, maar ek dink 50 tot 60 beoordelaars beoordeel. En dis 'n ding wat in Londen tot stand kom. So nommer 1 om genooi te word om deel te neem is baie selektief en om dan verder te beweeg in daai kompetisie is 'n groot ding. En ons sit nou met nie minder nie as 7 International Property Awards. Onder andere vir bemarking en ek dink die een waarvoor ons die mees trotste is dat ons is benoem as die best real estate agency with a single office in Afrika. Wow! Ja. Dis amazing! Genade! So jy werk redelik hard, né? Ja, maar ons geniet wat ons doen, so dan werk mens mos nie eintlik nie. Nee, exactly. Antoni, is daar enigiets anders wat jy met luisteraars wil deel so voordat ek jou laat jou los dat jy kan gaan speel daar buite? Ag, ek wil maar net vir hulle baie dankie sê vir 20 jaar se ondersteuning. Jy weet, sonder ons kliënte sou ons niks gewees het nie. So dis vir ons 'n absolute voorreg om mense te help om hulle droomhuise te vind en te help verkoop. En is iets waaroor ons baie passievol is by Meridian. Antoni, baie dankie dat jy my gesels het, hoor. Baie dankie. Dit is dan die Oktober 4 Meridian Realty met trots 20 jaar as Suid-Afrika se voorste eiendomsagentskap. En gepraat van voorste, die man aan die stuur van sake, Antoni Goosen. Hoe gaan dit? Baie goed, Heinrich, met jou. Lekker, baie lekker om hier te kuier vandag. En dit is amper tyd vir ons om te groet en terug te skakel na die ateljee toe. Maar net gou vinnig, kunsmatige intelligensie. Ek het vroeër daaraan geraak met Amanda. Laas jaar was dit haar maar toe het ek gefokus en dit is nou terug by reality en dis kunsmatige intelligensie wat net wil oorneem. Maar dit is deesdae op almal se lippe. Hoe beïnvloed die eiendomsbedryf? Weet jy, Heinrich, is verskriklik interessant. Ek dink nie ons besef altyd waartoe die goed op pad is nie. Ek was vroeër in die jaar in New York by 'n eiendomskonferensie gewees en daar het hulle, jy weet, redelik uitgebrei ingegaan op die onderwerp. Ek dink een van die dele wat groot verandering gaan begin beleef is die hele manier wat 'n ou soek vir eiendom. Dit gaan baie meer, ek wil amper nou die Engelse woord conversational raak om te verduidelik. Jy weet, ek dink jy gaan praat en sê wat jy soek en nie noodwendig spesifiek net in areas nie. Jy gaan
Ek is nou die dag byvoorbeeld het hulle 'n voorbeeld gegee van in Londen is daar reeds tegnologie wat vir jou kan sê as jy nou byvoorbeeld sê ek soek 'n eiendom binne 15 minute van Londen sentraal af en hy moet 'n boomhuis hê. Dan gaan hy en hy gaan soek deur al die moontlikhede en dan sal hy daai eiendom vir jou ook gaan aanbied op 'n manier waar jy die boomhuis byvoorbeeld eers te sien. Is nou 'n simpel voorbeeld wat ek gee, maar net jy weet dat die ding verstaan wat jy soek en dit regtig vir jou gaan haal. Ja. En dan natuurlik 'n ander veld waar kunsmatige intelligensie reeds 'n baie groot invloed het is op waardebepaling. So selfs in Suid-Afrika is daar nou 'n platform met die naam van Loom wat AI begin inkorporeer en wat die ding doen is hy gaan kyk nie net na historiese verkoopsyfers in die area soos wat dit in die verlede was en werk op 'n gemiddeld nie, maar hy werk ook op fotos wat publiek beskikbaar is van die verskillende eiendomme en dan kan hy bepaal dis die tipe van afwerking en dit baie meer direk gaan vergelyk appels met appels en pere met pere. So daai tipe van goed gaan 'n baie groot verskil maak vorentoe. Dis altyd 'n goeie tyd om te belê, maar nou met die ekonomiese klimaat is dit nou 'n goeie tyd om 'n eiendom te belê. Kom ek vra vir jou so, as jy 10 jaar terug 'n eiendom in die Kaap gekoop het, sê jy nou geglimlag het. Verseker. Nee, dis ongetwyfeld 'n goeie tyd om te belê. Ek dink veral hier by ons in die Wes-Kaap, mense sien nog steeds migrasie is redelik sterk aan die gang. Die munisipaliteite word goed bestuur, mense kom nog in groot hoeveelhede af. So nee, ek glo dit is definitief 'n goeie tyd en dan 'n ander mark waar ons ook geleentheid sien is Gauteng. Gauteng is in my eie persoonlike opinie onderwaardeer. Het vir baie jare teen 'n baie gelyke rate gegroei. Maar 'n ou kry baie goeie opbrengste as jy nou koop in Gauteng. So dis ook 'n area om na te kyk, maar ja, die kort antwoord is definitief 'n goeie tyd om te belê. Onthou jy dit. Antoni, baie dankie dat ons kon kuier hier vandag by Stellenbosch golfbaan is vir Stellenbosch primêr se golfdag. Hoe dit gegaan? Laerskool Stellenbosch. Laerskool Stellenbosch. Hoe gaan dit sover? Ja, maar Och nee, dis 'n lieflike dag soos ons nou gepraat het. Die son skyn, die ouens geniet hulle self. En dis 'n wonderlike geleentheid wat hulle vir ons bied. Okay, net weer 'n regstelling. Dis Stellenbosch primêr. Laerskool Stellenbosch. Okay. Dankie vir jou. Notas. Ons moet notas kry. Hoorie, dankie vir jou Antoni. Baie dankie Heinrich, lekker dag verder. Wonderdag, lekker vir jou, geniet dit.